Ons gaan dan na die woord van die Here toe en ons lees vanoggend vanuit Matteus 6. Matteus 6 vanaf die eerste vers. Ons is baie dankbaar vir oom André Barnard, wat laasweek ook hier was met Gospel for Asia. Ek kon nou eerstehands beleef hoe ons streaming werk en kon daarom deel wees en ook sien en hoor. En dis goed, dit moet belangrik wees vir 'n gemeente dat sending deel van ons hartklop bly en dat die woord van die Here so uitgaan. So dit was ook goed, ons is dankbaar dat hy hier kon wees en die woord so met u kon deel. Ons lees dan Matteus 6, ons lees daarvan vers 1 af. Bergpredikasie, vervolg, liefdadigheid, gebed en vas. Pas op dat julle nie julle liefdadigheid voor die mense bewys om deur hulle gesien te word. Hy sal jou in die openbaar vergelde. En wanneer jy bid, moet jy nie wees soos die geveinstes nie, want hulle hou daarvan om in die sinagoges en op die hoeke van die strate te staan en bid, om deur die mense gesien te word. Voorwaar ek sê vir julle, dat hulle hul loon weg het. Maar jy, wanneer jy bid, gaan in jou binnekamer, sluit jou deur en bid jou Vader wat in die verborgene is. En jou Vader wat in die verborgene sien, sal jou in die openbaar vergelde. En as jy bid, gebruik nie 'n ydelle herhaling van woorde soos die heidene nie, want hulle dink dat hulle deur hulle baie woorde verhoor sal word. Moet dan nie soos hulle word nie, want julle Vader weet wat julle nodig het voordat julle hom vra. So moet julle dan bid. Onse Vader wat in die hemele is, laat u naam geheilig word. Laat u koninkryk kom, laat u wil geskied soos in die hemel net so ook op die aarde. Gee ons vandag ons daaglikse brood. En vergeef ons skulde soos ons ook ons skuldenaars vergewe. En lei ons nie in die versoeking nie, maar verlos ons van die bose. Want aan u behoort die koninkryk en die krag en die heerlikheid tot in ewigheid. Amen. Want as julle die mense hulle oortreding vergewe, sal julle hemelse Vader julle ook vergewe. Maar as julle die mense hulle oortreding nie vergewe nie, sal julle Vader julle oortredinge ook nie vergewe nie. En wanneer julle vas, moenie lang gesigte trek soos die geveinstes nie, want hulle mismaak hulle gesigte, sodat dit deur die mense gesien kan word dat hulle vas. Voorwaar ek sê vir julle, hulle het hulle loon weg, maar jy, as jy vas, salf jou hoof, was jou gesig, sodat jy nie die mense laat sien dat jy vas nie, maar jou Vader wat in die verborgene is, en jou Vader wat in die verborgene sien, sal jou in die openbaar vergeld. Ons lees net so ver vanoggend vanuit die woord van die Here. Vanaand lees ons van vers 19 af verder, maar vanoggend volstaan ons net eers daar. Gaan vra dat u die hoofde sal buig en dan bid ons saam as gemeente. Wonderlike Here, ons kan nie anders as om u naam groot te maak nie. Here, vir wie u is en vir dit wat u gedoen het. Here, wanneer ons hierdie woorde lees, wanneer ons kom in Matteus, Markus, Lukas, Johannes, en ons lees die woorde wat u self gespreek het, Here, dan besef ons, dis die Messias, dit is die Christus, dit is die God van hemel en aarde wat mens geword het, wat hier spreek. En dis nie woorde om ligtelik op te neem nie, Here, maar dis woorde om op ag te gee, sodat u ons kan leer. En so sê ons vir u dankie, Here, dat ons hierdie woorde het. Dankie dat ons u geskrewe, geïnspireerde woord van God het, dat ons daaruit kan leer. En dankie dat ons daardeur nader aan u kan beweeg, dat ons kan sien wat u gedoen het, kan sien hoe u geleef het, kan hoor wat u gesê het. Ons dankie daarvoor, Here. Ons dankie ook, Here, dat u vir soveel jare al ons gemeente onderhou, en ons wil u naam daarvoor ook groot maak, Here, maar dan bid ons ook verder, dat ons gemeente nie net sal nie, maar dat u ons gemeente sal seën, dat u ons gemeente sal gebruik, dat ons gemeente sal groei, Here, en kragtig sal arbei vir ons meeste.
dat ons die koninkryk van die hemele sal verkondig daar buite. Dankie ook, Here, vir die sending waarby ons betrokke kan wees. Gospel for Asia, wat laasweek hier was, en so ook Aksie 1.8, Here, en OMF met Nadine en Elmar, en so ook die AJB, ons eie kweekskool, Here, al hierdie plekke waar ons by besig is, Here, sodat U woord sal uitgaan, sodat ons deel daarvan kan wees, van U evangelie, Here, want U het hierdie woord vir ons kom gee, hierdie woord wat lewens verander. Mag dit ook deur ons gemeente, lewens verander. Mag hierdie gemeente, Here, 'n ligtoring wees waar die waarheid uitgaan. Dat mense sal weet, as hulle hierheen kom, sal hulle U woord hoor. Nie mense se opinies nie, nie synode handelinge en allerhande goed wat mense opgedink het nie, Here, maar U woord. En ons dankie vir 'n kerk waar U woord nog in waarheid uitgaan. Ons bid dat U, nie net ons gemeente nie, maar ons kerk, ons predikante, ons kerkrade, ons gemeentes, dat U ons kragtig sal gebruik. Ons sê, bid ook vir die op ons gebedslys, elke naam wat daar genoem is. En ons dankie vir die, Here, wat ons kan sien, dit mee beter gaan. Ons dankie vir die, Here, wat U bewaar het deur operasies, ons eie gesin wat U deur hierdie week gedra het. Ons sê vir U dankie daarvoor, Here. Ons bid dan so dat U woord ons vanoggend nader aan U sal bring en dat ons dit sal kan uitleef, ook wat hierdie baie belangrike gaan. Ons sê vir U dankie, ons bid dit in Jesus se wonderlike naam. Amen. Ons teks van oordenking dan is maar net 'n paar woorde daar in Matteus 6 vers 5 wat sê, en wanneer jy bid. Ons gaan net fokus op daai woorde en dan soos ons deur die gedeelte beweeg. En wanneer jy bid, praat ons oor die gedagte Jesus oor. So Matteus 5, 6 en 7 is die Here Jesus met die bergpredikasie. Nou as 'n mens net so die tydlyn in ag neem, wat nou alles al gebeur het, die Here Jesus is gedoop, so die begin van sy bediening was daar gewees, hy's 30 jaar oud en hy's gedoop, en die stem uit die hemel kom, dit is my geliefde seun, in wie ek behaag het. En so is die Here Jesus woestyn toe, hy's vir 40 dae in die woestyn deur die duiwel versoek, en toe hy daar uit die woestyn uitkom, toe begin sy bediening in volle swang. Hy roep sy disippels, vir Petrus en Andreas en Johannes en Jakobus, en hy begin die disippels so by mekaar maak, en hy saam met dit doen hy groot wonderwerke, wat mense kan sien, en die skares begin agter die Here Jesus aankom. Ons lees hier aan die einde van Matteus 4, en Jesus het deur die hele Galilea rondgegaan, en in sinagoges geleer en die evangelie van die koninkryk verkondig, soos sy woord het uitgegaan en mense het begin notisie neem, hulle het begin hoor, dan lees ons en elke siekte en elke kwaal onder die volke genees. Dink as ons maar net kon sien hoe dit gelyk het, hoe die Here Jesus daar deurbeweeg en mense genees, en die opskudding wat dit veroorsaak het, en natuurlik die nuuskierigheid wat dit by mense gebring het. Hulle wil sien, hulle wil hoor wat die Here Jesus doen. En die gerig aangaande hom is versprei oor die hele Sirië. En hulle het na hom gebring, almal wat ongesteld was, gekwel was deur allerhande siektes, pyne, wat van duiwels besete was, en maansiekes en verlamdes, en hy het hulle gesond gemaak. So weer eens, die mense sien hierdie dinge. En groot menigtes het hom gevolg, van Galilea en Decapolis en Jerusalem en Judea en van oor kan die Jordaan af. Groot groepe het die Here Jesus begin volg. Oor sy woord, oor sy lering, daar in die sinagoges, daar waar hy beweeg het, oor die wonderwerke wat hy gedoen het. Mense het 'n verwagting gehad. Hulle gaan hoor wat die Here Jesus sê, hulle gaan sien wat hy doen. Saam met dit natuurlik het die fariseërs en die skrifgeleerdes al meer en meer onrustig geraak, en die Here Jesus begin goed doen wat die, ek wil amper sê godsdienstiges van daardie tyd verbied. Sy disippels het geëet op die Sabbat, en hulle is ernstig met die Here daaroor, en hulle wil hom amper aanvat daaroor. En so genees hy die man met die verdorde hand, ook op die Sabbat, en die fariseërs en skrifgeleerdes begin klagtes teen hom lê. So die Here Jesus se bekendheid neem toe, maar ook die teestand wat daar was. En natuurlik, hoe meer teestand daar is, en hoe meer die fariseërs optree hier teenoor,
hoe meer mense hoor daarvan en die gerugte gaan uit. En met dit alles, met die fariseërs en die skrifgeleerdes en die groot menigte mense en die disippels wat die Here Jesus begin volg, en met dit alles neem die Here Jesus se tyd en hy preek. Hy bring 'n boodskap wat ons nou ken as die bergpredikasie. Die Here Jesus is self aan die woord vir hierdie mense wat 'n verwagting het, hierdie skades wat hom volg. En hy bring vir hulle 'n woord. 'n Woord wat in daardie tyd nie was wat hulle verwag het nie, 'n woord wat baie keer was teen die fariseërs en die skrifgeleerdes en hulle mensgemaakte wette, maar dit was 'n woord om lewens te verander. Die bergpredikasie. En hy preek natuurlik oor verskillende goed. As 'n mens hier net na die opskrifte gaan kyk, dan sien jy die saligsprekinge, die sout van die aarde, die lig van die wêreld, die vervulling van die wet en profete, liefdadigheid, gebed en vas. So, die Here Jesus preek oor verskillende goed. Daai goed wat ons nou genoem het, maar ons fokus vanoggend op hierdie gedeelte wat ons gelees het, wat gaan oor liefdadigheid, gebed en vas. Dan vanaand kyk ons bietjie verder na die aardse dinge. Maar iets wat die Here reg deur die eeue vir die Israeliete, vir die Jode wou leer, iets wat hulle baie keer gemis het, iets wat die Here weer vir hulle kom wys met die bergpredikasie, is dit gaan oor 'n hartsgesindheid. Hulle moes die Here met hulle harte dien, en nie net met hulle hande nie. En die Jode het dit baie keer gemis, as ons kyk na Jesaja en wat daar geskryf word, en eintlik maar reg deur die Ou Testament, ons lees byvoorbeeld in Micha 6 vers 6 tot 8. Waarmee sal ek die Here tegemoet gaan en my buig voor die hoë God? Sal ek hom tegemoet gaan met brandoffers, met jaar-oud kalwers? Sal die Here welbehae in duisende ramme en 10.000 strome van olie? Sal ek my eersgeborene gee vir my oortreding, die vrug van my liggaam, vir die sonde van my siel? So hy vra die vraag, al die offers en goed, is dit wat die Here wil hê? En dan antwoord hy, sê, hy het jou bekend gemaak, o mens, wat goed is. Wat vra die Here jou God van jou anders? Is om reg te doen, liefde te betrag, ootmoedig te wandel met jou God. Dis 'n opregte wandel met jou hart. Dis om die Here te dien, nie net met jou hande nie. Hulle wou offers bring. Hulle wou reëls, hulle wou regulasies nakom, meer nog in die Here Jesus se tyd. Want toe is hulle terug van die ballingskap af en hulle sê hulle sal nooit weer ander gode dien nie. Nou dien hulle God, maar hulle doen dit deur hulle reëls en regulasies en die misga en die Talmud en al hulle Joodse goed, begin hulle nou die Here dien. Maar hulle harte was nog net so ver van die Here af soos wat dit altyd was. Daarom kom die Here met die bergpredikasie en hy spreek dit aan. Presies wat die fariseërs en die skrifgeleerdes van daai tyd gedoen het. Hulle dien met hulle hande, hulle kom die reëls na. Hulle kom al daai mensgemaakte wette na. Maar toe die Messias by hulle is, toe kan hulle dit nie sien. Hulle het die Here nie met hulle harte gedien nie. En dis waar die gedeelte in hoofstuk 6 dan begin. Want hulle vat die 3 goed wat hulle kan gebruik om die Here met hulle hande te dien, en dis liefdadigheid, gebed en vas, en hulle gebruik dit sodat mense dit sien. Hulle gebruik dit as 'n uiterlike manier om die Here te dien. Want nie een van hierdie 3 goed is sleg nie, as ons gaan kyk daarna. Veral nie in die openbaar nie, inteendeel, dis goed wat kinders van die Here moet doen. Hulle moet liefdadigheid bewys. Hulle moet hulle lig na buite skyn, hulle moet bid. Hulle moet vas. Maar hulle gebruik dit, die fariseërs en skrifgeleerdes en godsdienstiges van daai tyd, hulle doen dit skynheilig. Hulle doen dit sodat dit gesien kan word, sodat dit 'n werk is met te verrig. Liefdadigheid, as dit kom by gebed, as dit kom by vas, dit gaan oor die hart waarmee ek te doen. Waarmee ek te doen. Want die Here sien nie net die mens raak, en hy sien nie net die werk met die hande verrig nie, maar hy sien die hart raak. Liefdadigheid is 'n goeie voorbeeld. Ons sien iemand doen liefdadigheid, maar wat sê die woord? 2 Korintiërs 9 vers 7. Laat elkeen gee soos hy hom in sy hart voorneem. Nie met droefheid of uit dwang nie, want God het 'n blymoedige gewer lief. God sien die hart. En dis waarmee dit begin. Die hart waarmee ons iets doen.
Ons as kinders van die Here, ons kom nou hoeveel 1000 jaar aan Nuwe Testamenties. Die Here het opgevaar en hy sit aan die regterhand van God en ons wag vir hom om te kom. En ons as kinders van die Here moet die Here waarlik dien in gees, maar met ons harte. Dit moenie 'n hande godsdiens wees nie. Dit gebeur tog nog vandag. Mense wat nou en dan kerk toe gaan, doen wat van hulle verwag, gee die nodigste, maar hulle dien nie werklik die Here nie, dis alles net met hande verrig. Dink aan toe die skrifgeleerdes, die fariseërs, die godsdienstiges, die Here probeer vasvra, nou is hulle mos vas op die wette en die reëls en die regulasies, en hulle vra vir die Here Jesus, maar wat is die belangrikste in die wet, as die Here Jesus wat nou sê, hy is die Messias, as hy nou moet sê, wat is die belangrikste, wat sê hulle sê, hulle probeer hom nou vasvra. Natuurlik het hulle gedink, het gaan oor die Sabbat, of die 10 gebooie, of hoe ook al, maar Matteus 22 vers 37, Jesus antwoord hulle, jy moet die Here jou God lief hê met jou hele hart, met jou hele siel, met jou hele verstand. Dien die Here met jou wat hy vir hulle sê. Daai reëls, daai regulasies, al daai goed. Jy moet die Here jou God lief hê en met jou hart dien. En dis hoekom wanneer ons so dikwels die evangelie verkondig, veral aan kinders, maar volwassenes ook, dan sê ons vir mense, jy moet jou hart vir die Here gee. Dis hoe die Here gedien wil word, met ons harte. Wanneer ek die Here met my hart dien, wanneer ek die Here lief het met my hele hart, my hele siel, my hele verstand, dan gaan dit oor na aksie. Dan word dit gesien. Dan kom dit deur in my liefdadigheid, in my gebed, in die manier wat ek vas. En dis wat die Here daar vir daardie skares leer. Die Here Jesus het gereeld gebid. En hy leer hierdie skares oor gebed. Dis so 'n uiters belangrike saak. En dis hoekom ons vanoggend weer daarna gaan kyk, wat het die Here oor gebed geleer? Nou, ons gaan nie fokus op die liefdadigheid nie, ek dink dit is redelik, ons verstaan dit, en ek het so vinnig iets daaroor genoem, maar ons fokus vanoggend op gebed. En dan gaan ons natuurlik oor vas ook praat, wat deel is van gebed. So ons kyk na ons eerste gedagte vanoggend, en dit is Jesus oor gebed, hoe om nie te bid nie. En dis waar die Here Jesus begin. Matteus 6 vers 5, hy sê, en wanneer jy bid, moet jy nie wees soos die geveinstes nie. So die eerste ding wat die Here Jesus vir hulle sê, is hierdie geveinstes, hierdie godsdienstiges, hulle bid verkeerd, moenie soos hulle bid nie. Moenie soos die geveinstes bid nie. Nou die woord geveinstes in die oorspronklike taal, word verduidelik soos iemand wat 'n masker aansit om toneel te speel. Dit is 'n toneel wat hulle vir iemand wil voorsit. En dis wat hy sê, hulle in daai tyd gedoen het met daai woord, geveinstes. Die godsdienstiges in daai tyd wou 'n toneel voorsit. Dis wat mense moet sien, dis wat mense van my moet dink, dit is die regverdigheid, die aksies wat hulle moet sien. So wat presies het hulle gedoen? En ons kry 2 voorbeelde. Die Jode in daardie tyd moes verskillende tye van die dag moes hulle bid. Hulle het verskillende gebede gehad en ek wou dit vir u kom sê en die goed noem, maar ek wil nou nie te veel onnodige inligting gee nie. Maar ek gaan maar net vir u sê, hulle moes verskillende tye moes hulle gebid het. Dan moes hulle nou vassteek in hulle spore en hulle het 'n gebed gehad wat hulle moes sê. Maar hulle was natuurlik slim manne gewees, hierdie godsdienstiges. Hulle was nie sommer net hier van die laer klasse gewees nie. Hulle was slim. Hulle het geweet daar sekere tye wat hulle moes bid. So hulle het seker gemaak, daai tye is hulle op prominente plekke. Hulle moes iewers wees waar hulle gesien word. In die sinagoges, op straathoeke, voor die mense. Hulle moes gesien word hoe hulle bid, sodat mense hulle hoog ag. So die daad was daar. Hulle het gebid. Maar hulle harte, weer eens, was ver van die Here af. Want waar was hulle fokus? Hulle fokus was, dit moet gesien word. Hulle fokus was, mense moet hoor hoe bid ek. Heeltemal verkeerd, hulle mis die punt. Daarom kom die Here Jesus met die aanmoediging. Hy sê in vers 6, maar jy, wanneer jy bid, gaan in jou binnekamer, sluit jou deur, bid jou Vader wat nie verborgene is, en jou Vader wat nie verborgene sien, sal jou in die openbaar vergeld. So wat die Here Jesus vir hulle sê is, opregte gebed word beantwoord. Al is dit in jou binnekamer, waar niemand jou sien nie, waar jy alleen is, die Here beantwoord opregte gebed. Dit gaan nie oor
wie dit is wat bid nie, dit gaan nie oor wie hoor en wie sien nie, dit gaan oor wie is die een wat jy aanroep. Dis die God van hemel en aarde wat tot alles in staat is, dis hy wat jy aanroep, en al doen jy dit daar in jou binnekamer, God verhoor iemand wat opreg bid. Dit sal vergelde word. So die eerste verkeerde manier wat hy sê is, hulle moenie bid om gesien te word of om gehoor te word. Dit gaan oor opregte gebed. Dan spesifiek wat hy nou hier praat van die binnekamer. Die tweede manier wat hy noem van bid is die godsdienstiges van daardie tyd het aanhoudend dieselfde woorde oor en oor en oor gesê. Hulle het naderhand as 'n rympie gesê. Nou weet ek nie of u al gesien het van die gelowe doen dit. Hulle knyp 'n kruis vas in hulle hand en dan herhaal hulle dieselfde woorde oor en oor en oor. En dan dink hulle as hulle nou aanhou, dan sal God hulle nou uiteindelik hoor, asof God nie die eerste keer gehoor het nie. So hy sê, daai ydelle herhaling van woorde, dis verkeerd. En dan die aanmoediging, Matteus 6 vers 7. En as julle bid, gebruik nie ydelle herhaling van woorde soos die heidene nie, want hulle dink dat hulle deur hulle baie woorde verhoor sal word, soos asof hulle sê, as ek net aanhou en aanhou en aanhou, die Here sal uiteindelik hoor. Maar dis mos nou nie hoe God werk nie. Hy sê in Matteus 6 vers 8, moet dan nie soos hulle word nie, julle Vader weet wat julle nodig het, voordat julle hom nog vra. So hier fokus hulle nou nie op wie hoor en wie sien nie, maar hulle fokus op hulle woorde. Hierdie woorde wat hulle spreek, dis belangrik. Dan sê die Here, maar dis nie waaroor dit gaan nie. Dit gaan nie oor baie woorde nie. Die Here verhoor die persoon wat bid, want hy weet wat hulle nodig het. So hy sien die persoon se hart raak. Hy sien die persoon se behoefte raak. Hy hoor nie die ydelle herhaling van woorde nie. So as ons na die gedeelte kyk en ons kyk na twee maniere wat ons nie moet bid nie, dan let ons op iets, ons sien twee foute. Het gaan nie noodwendig oor presies hoe hulle dit gedoen het nie, maar dit gaan oor, hulle fokus was verkeerd. Die eerste se fokus was op wie my gebede hoor, wie my gebede sien, en die tweede se fokus was op hulle eie woorde. Maar waar was die Here Jesus se fokus? Op wie luister? Dat God die een is wat die gebed hoor, dat God die een is wat weet wat in daai persoon se hart en omstandighede aangaan. Dit gaan oor die persoon tot wie hy bid. So baie prakties. Wanneer ons bid, waar moet ons fokus wees? Op die een tot wie ons bid. Ons fokus moet op hom wees. Kom ek gebruik 'n voorbeeld. Is dit dan verkeerd om in die publiek te bid? Is dit verkeerd? Ek sien baie onsekerheid en net so 'n bietjie antwoorde. Dis beslis nie verkeerd om in die publiek te bid nie. As ons byvoorbeeld na 'n restaurant toe gaan en ons bid vir ons kos, dan doen ons dit. Mense moet nie skaam daarvoor wees nie, jy is nie skaam vir jou geloof nie. As ons as kinders van die Here vir mekaar bid, ek weet oom James is nou nie vanoggend hier nie, maar hy is lief daarvoor om dit te doen. As hy jou in die mall raakloop, dan trap hy jou net daar vas en hy bid net daar vir jou. Maak nie saak wie sien jou, wie naby is nie, hy bid vir jou. En ons niks fout daarmee nie, want dit gaan oor 'n mens se hart, dit gaan oor die gesindheid, dit gaan oor tot wie bid ons. Dit gaan nie oor die publieke gebed nie. Dit gaan oor opregte gebed. Is dit verkeerd as ons iets meer as een keer bid? Ons praat nou oor 'n ydelle herhaling van woorde. Dit's nie verkeerd nie. Die Here sê in die woord vir ons, ons moet aanhou bid, ons moenie moeg raak nie. Maar weer eens, dit gaan nie oor ek wat die woorde oor en oor en oor sê nie. Ons het ook al so belewenis gehad, iemand van die Amazone wat een keer gebid het, en hy het net begin woorde oor en oor sê, genesing, 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 gesond, gesond, dus dit meer as 'n chant as wat dit 'n gebed is. Dis nie hoe dit werk nie, weer eens, die Here sien my hart raak. Paulus self sê, hy het meer as een keer vir die doring in sy vlees gebid. Maar dit gaan oor daai hartsgesindheid, dit gaan oor ek bid tot God, dit gaan oor hy sien my raak. Die Here verhoor gebede. So dit moet opregte gebede wees, en dis die punt wat die fariseërs en die skrifgeleerdes heeltemal gemis het. Hulle dog gebed is 'n werk met hande verrig. Dis net iets wat hulle moet doen. En tog leer die Here Jesus hierso, dit gaan oor 'n hartsgesindheid. God sien jou hart raak. Hy hoor jou woorde, hy weet waar jou fokus is, hy weet hoekom jy bid. So opregte gebed, dis wat die Here soek. Nie mooi woorde nie, nie hoogdrawende gebede en al hierdie goed nie, hy soek 'n opregte gebed.
Dink aan die fariseer en die tollenaar. Fariseer wat kom bid het, dankie Here dat ek nie soos hulle en hulle is nie. Wat het die tollenaar gebid? Here, wees my sondaar genadig. Daai paar woordjies, maar het was opregte gebed gewees. So dis wat die Here soek. En dan gaan ons verder, ons kyk in ons tweede gedagte. Ons het nou gesien hoe om nie te bid nie, in ons tweede gedagte sien ons Jesus oor gebed, hoe om te bid. Matteus 6 vers 9, so moet julle dan bid, Onse Vader wat in die hemele is. So die Here Jesus leer dan hierdie groot skare en die mense en die skrifgeleerdes en almal wat gekom het en almal wat gehoor het, kom leer hy nou wat hulle nie moet doen nie, hoe hulle nie moet bid nie. Maar saam met dit, gaan die Here Jesus hulle natuurlik leer wat hulle moet doen. Die vraag in hulle gemoedere was seker, toe hulle nou hoor, ons moenie so en so bid nie, was die vraag in hulle gemoedere seker, nou wat moet ons doen? Hoe moet ons bid? In Lukas 11 gee die Here Jesus die Onse Vader nadat die disippels gevra het, maar hoe moet ons bid? So die Here Jesus leer ook hoe om dit reg te doen. En hy gee vir hulle die modelgebed, die Onse Vader. Wonderlike gebed om te bestudeer. En die rede hoekom dit 'n modelgebed is dit was nooit die Here Jesus se intensie dat die Onse Vader oor en oor opgesê moet word, soos daai ydelle herhaling nie. Hy het nou net gesê, mens moet dit nie doen. Sy intensie is dat dit 'n model is, dis 'n manier om te bid, hy leer hulle. Dit gaan weer eens oor die hartsgesindheid. Dit gaan oor jou fokus wanneer jy bid, dit gaan oor 'n riglyn van hoe om te bid. Nie spesifiek om die Onse Vader net op te sê nie, maar waaroor 'n mens kan bid. So kom ons kyk na die riglyn. Ek het laas jaar iewers, as ek reg onthou, in 'n aanddiens het ons die Onse Vader in diepte hanteer en deurgegaan en woord vir woord en sin vir sin, so ek gaan dit nie doen nie. Ons gaan vlugtig deurgaan, net kyk na die Onse Vader. En as ons daarna kyk, sien ons gebede begin met aanbidding. Onse Vader wat in die hemel is, laat u naam geheilig word, laat u koninkryk kom, laat u wil geskied, soos in die hemel net so ook op die aarde. So dit gaan oor wie God is. Dit gaan oor die persoon wat jy aanroep dat sy wil geskied. So gebede begin met aanbidding. Mooi riglyn wat die Here Jesus hier vir ons gee, iets wat ons kan gebruik, iets wat vir ons baie prakties is. Die Here Jesus leer hulle. Dan gaan dit oor na, gee ons vandag ons daaglikse brood. So dadelik leer die Here vir hulle, jy mag bid vir jou daaglikse behoeftes. Jy mag bid vir dit wat jy nodig het. Dit strek verder, Filippense 4 vers 6, wees oor niks besorg nie, maar laat julle begeertes in alles deur gebed en smeking met danksegging bekend word by God. So vat dit na die Here toe. Jou behoeftes, dit wat jy nodig het, jou begeertes, dit wat jy wil hê en wil bereik en nog wil doen, vat dit na die Here toe. En die Here sal 'n antwoord gee, maar die Here sal vrede gee. So die Here is die een wat gebede beantwoord. Hy is die een wat voorsien. Daarom moet jy jou daaglikse behoeftes na die Here toe vat. In afhanklikheid van hom. Dan gaan dit aan, dit sê en vergeef ons skulde soos ons skuldenaars vergewe. Dit leer dadelik vir ons skuldvergifnis is 'n belangrike deel van gebed. Om seker te maak, my gebedskanaal met die Here, om seker te maak, daar's niks wat tussen my en die Here staan nie. Gedurig, daar's geen sonde nie. Dit gebeur deur gebed. Om seker te maak ook, ek leef die woord uit. Hy sê, soos ons skuldenaars vergewe. So dit moet ook prakties in my lewe sigbaar wees. Baie duidelik. Hy sê dan verder, en lei ons nie in die versoeking nie, maar verlos ons van die bose. Nou die vertaling sou eerder sê, laat ons nie val in die versoeking nie. Die woord leer ons baie duidelik, God versoek nie. Jakobus 1 vers 13 en 14, laat niemand, as hy in versoeking kom, sê ek word deur God versoek nie. God kan deur die kwaad nie versoek nie. Self versoek hy niemand nie, maar elkeen word versoek as hy deur sy eie begeerlikhede weggesleep en verlok word. So 'n beter vertaling sou wees, laat ons nie val in versoeking nie. Die Here Jesus leer self, hy sê mens moet bid teen versoekings. Matteus 26 vers 41, waak en bid dat julle nie in die versoeking kom nie. Die gees is wel gewillig, maar die vlees is swak. So hy sê bid vir beskerming, bid om staande te bly teen die aanvalle van die duiwel. Bid dat julle nie val in versoeking.
So mens bid vir geestelike krag, jy bid vir wysheid, mens bid vir wat mens geestelik nodig het. En dan laaste, want aan U behoort die koninkryk en die krag en die heerlikheid tot in ewigheid. Amen. So dit eindig met aanbidding. Begin met aanbidding, dit eindig met aanbidding. En die Here Jesus kom gee hier 'n baie weer eens praktiese manier om te bid. Hy leer hulle, waarvoor kan hulle bid? Waarvoor moet hulle bid? Hoe moet hulle bid? Teenoor hoe die godsdienstiges in daardie tyd gebid het. So ons vraag, hoe moet ons bid? Die Here het vir ons die Onse Vader gegee, nie bloot om dit te herhaal, soos dit al gebruik was deur kerke nie, maar vir ons om iets oor gebed te leer. Dit begin en eindig met aanbidding. Ons kan bid vir ons daaglikse behoeftes, ons moet gereeld bid en seker maak ons die sonde in ons lewens nie, daai kanale skoon en ons kan bid vir beskerming en saam met die beskerming alles wat ons geestelik nodig het om staande te bly, nader aan die Here te beweeg, om heilig te wees. Alles 'n riglyn net om te sê, julle kan bid. Julle kan met vrymoedigheid na die Here toe kom. Dan gaan dit nie noodwendig oor wat 'n mens bid nie, maar die feit dat gebed 'n mens se lewe verander. Dit verander my lewe want die Here verhoor my gebede, maar dit bring my ook in kontak met die Here. Iemand het een keer gesê, wanneer 'n mens bid, verander die Here nie net sake nie, maar hy verander my ook. Hy verander ons, want ons kom in kontak met hom. En dit is eintlik wonderlik as 'n mens dink dat die God van hemel en aarde, wat alles geskape het en alles gemaak het, dat hy vir ons 'n manier gegee het om hom te kontak. So ons dink, 'n hoof van 'n departement, of kom ons gebruik die president as voorbeeld, nie een van ons kan hom kontak nie, al wil ons hoe graag. Ons kan probeer en ons kan, maar ons sal nooit by hom uitkom. Maar God, wat soveel groter is as enige menslike instansie, het vir ons 'n direkte manier gegee om hom te kontak. Dit is eintlik 'n wonderlike gedagte as 'n mens so daaraan dink. Maar die Here leer ons oor gebed. Dan ons laaste gedagte vanoggend, ons derde en ons laaste gedagte, is Jesus oor gebed en vas. Matteus 6 vers 16, en wanneer julle vas. Baie belangrike onderwerp in die woord van God, nie net in die Ou Testament nie, maar reg deur in die Nuwe Testament in. Ons lees van gemeentes wat vas, ons lees van die disippels wat vas, Paulus wat gereeld gevas het. So dis belangrik. En ek gaan net so vinnig verduidelik wat met vas bedoel word, en dan kyk ons wat leer die Here Jesus daaroor. So vas is Bybels 'n doelbewuste onthouding van voedsel, baie keer, meeste kere van voedsel, ter wille van geestelike seën. Met ander woorde, hulle het opgehou eet vir 'n tyd lank, en hulle ophou eet, dan spandeer hulle daai tyd in gebed. En dan prakties weer eens, as 'n mens dan honger voel of jy voel jy wil eet, dan bid mens. En daardie gebed bring dan die Here se arm in beweging, dit lei tot groot seën, leer die woord vir ons. So in die Bybel vind ons vas en gebed as 'n baie sterk wapen wat kinders van die Here in hulle hande het, wat ons kan gebruik. Maar, hoe het die godsdienstiges van daardie tyd gevas? So ons begin weer daar. Die Here Jesus sê, moenie lang gesigte trek soos die gefeinstes nie, want hulle mismaak hulle gesigte, sodat dit deur die mense gesien kan word dat hulle vas. Voorwaar ek sê vir julle, hulle het hulle loon weg. So hulle doen dit weer om gesien te word, dis 'n werk met hande verrig, dit moet net iets wees wat ek doen en mense sien dit. En as 'n mens gaan kyk na Jesaja 58, dan leer dit oor die ware vas en die valse vas. Jesaja 58, ek herhaal dit maar net as iemand dit wil neerskryf. Ons lees daar vers 3 en 4. Waarom vas ons en u sien dit nie? Waarom kwel ons siel en u weet nie? Kyk, die Here antwoord nou, hy sê, kyk op die dag as julle vas, soek julle geleentheid om sake te doen en julle jaag al julle arbeiders uit. Kyk om te twis en te kyk vas julle en om te slaan met misdadige vuis. Julle vas nie nou om julle stem in die hoogte te laat hoor nie. So hy sê, wat is die valse vas? En hy kom gee die kern. Hoe moet 'n mens vas? Om jou stem in die hoogte te laat hoor. Dit gaan nie oor gesien word nie. Dit gaan nie oor hierdie groot ding wat ek doen sodat die Here nou sien maar ek doen iets met my hande nie. Dit gaan om my stem te laat hoor. Daarom die aanmoediging in die bergpredikasie. Maar as jy vas,
salf jou hoof, was jou gesig, sodat die mense sien jy vas nie, maar jou Vader wat nie verborgene is, jou Vader wat nie verborgene sien, sal jou in die openbaar vergeld. So hy sê, wanneer jy vas, is dit iets tussen jou en die Here, dit is hy wat jou stem hoor. Dit is iets om die Here se arm in beweging te bring, dit is iets dat die Here 'n mens se stem hoor. So wanneer ons besluit om te vas, wat altyd 'n goeie besluit is, wanneer ons besluit om dit te doen, is die doel, Jesaja 58, om julle stem in die hoogte te laat hoor. Dis hoekom 'n mens vas. Ons sien baie in die Bybel, ek kan nou die woorde gebruik, om die Here se arm in beweging te bring. Dis iets wat binne in die wil van die Here is, iets wat die Here wil gee, iets wat die mense soek en hulle vas. En die Here gee, soos in die gevalle van Hanna, Esther, Elia, Daniel. Ons kan kyk na Handelinge 15, daar in die vroeë gemeente. Elke keer is dit dinge wat die Here gaan gee. Maar iets wat ons moet weet, is vas verander nie die wil van die Here nie. Dis nie iets die Here het nou besluit, nee, dit gaan nie gebeur en ek vas, sodat die Here sal sê, ja, dit gaan gebeur nie. Dit is nie hoe dit werk. Dink aan Dawid, hy vas vir 7 dae, dat die kind wat gebore is na sy oorspel nie sal sterf nie, en na daardie 7 dae toe sterf die kind. Die straf was vas gewees, die Here het reeds besluit, en die kind het gesterf, dit het nie God se wil verander nie. Maar vas motiveer die Here om sy wil te laat geskied. So dis 'n aanmoediging weer eens, net om ons stem te laat opgaan. Maar hoe moet ons vas? Nou daar's mense wat verskillend vas, die Bybelse manier van vas is weer eens voedsel, gee voedsel op, spandeer tyd in gebed. En dis vir my altyd nog die standaard. Ek weet baie mense koppel tyd daaraan, hulle kop vas 6 tot 6 en die goed. Vir my is dit los kos en bid. Maar daar is praktiese goed ook. Mense met suikersiekte kan byvoorbeeld nie vas nie. Dit is baie sleg vir hulle en ek weet van 'n mediese aanslag mag hulle dit nie doen nie, so hulle het weer ander goed wat hulle opgee. Ja, daar's mense wat voedselvaste doen, daar's mense wat iets waaraan hulle baie geheg is opgee. Ek het al gehoor van mense wat 10, 12, 14 koppies koffie 'n dag drink en dan los hulle die koffie en bid eerder. Ek het al gehoor van iets wat ek persoonlik gedoen het om alle sosiale media op te gee in daai tye wat jy sou op jou foon wees, wat jy daai tyd in gebed spandeer. Daar's verskillende maniere van vas, maar die kern is 'n behoefte wat ek opgee om tyd in gebed deur te bring. Daai menslike behoefte sodat ek die Here se seën kan ervaar deur 'n gebed wat opgaan. So, vas is baie belangrik. Tyd om gebed deur te bring om uiteindelik my stem in die hoogte te laat hoor. Maar die Here se raad hierso, die Here Jesus is, dit gebeur tussen jou en die Here en dit versterk gebed. So daarom kan ons vas as kinders van die Here. Daarom is dit nodig dat ons vas as kinders van die Here. Daarmee sluit ek af. Dit is wat ons hier in die begin van Matteus 6 sien. Die Here Jesus leer, ons het so vinnig aangeraak liefdadigheid, maar dan meer gefokus op gebed en vas. Dat die Here hier leer, dat 'n mens nie moet bid soos die gefeinstes nie, dit gaan nie oor raak gesien word of gehoor word nie, dit gaan nie oor herhaling van woorde nie, maar dit gaan oor die een tot wie ons bid, wie die hoorder van gebed is. En dan gee die Here vir ons hierdie riglyn, die Onse Vader, hoe ons kan bid en laastens hoe ons ook kan vas. En gebed vorm so 'n belangrike deel van ons lewens, veronderstel. Dit moet 'n belangrike deel van ons lewens wees. Maar kom ons maak seker, ons fokus is reg. Kom ons maak seker, wanneer ons bid, dan is dit 'n opregte gebed uit die hart uit. Wanneer ons vas, is dit opreg, net dat die Here ons stem sal hoor, soos die woord dit vir ons leer. Dat ons opreg die Here sal soek. En ons dank die Here vir die groot ding wat hy vir ons gegee het. Soos ek gesê het, as 'n mens dink aan watter groot voorreg dit is om met die God van hemel en aarde te kan praat, en hy luister. Hy sê ons met vrymoedigheid nader na sy troon kom. En die Here verhoor gebede. Dan kan ons eintlik net vir hom dankie sê. Amen. Kom ons buig die hoofde en dan bid ons saam. Wonderlike Here, ons kom sê weer eens, net vir u dankie. En baie keer na hierdie boodskappe, na gedeeltes in die skrif, Here, dan wil ons vir u dankie sê, maar dan besef ons ook, wat is dit om net menslik vir u dankie te sê, vir hierdie groot voorregte wat u vir ons gee. Here, om hierdie gebedskanaal te hê, om met u te kan praat,
om vir U te kan dankie sê, om U naam groot te maak, om U te kan aanbid, al die lof, eer en aanbidding van ons harte te gee, maar ook dan nog, Here, om ons behoeftes na U toe te vat, om menslike goed na U toe te bring, en U verhoor daardie gebede. Ons kan net vir U kom dankie sê. En bid ons, Here, so dat U ons wat hier by mekaar is, die kinders van die Here, dat U ons gebedslewens sal versterk, sal laat groei, dat ons nader aan U sal beweeg, Here. Dat U ons gereeld op ons knieë en het ons hoofde gebuig sal vind waar ons besig is om te bid. Mag ons soos die woord sê, by elke geleentheid bid. Ons sê vir U dankie dat ons dit kan bid vanoggend. Ons loof en ons prys U. Ons maak U naam groot. In Jesus se naam. Amen. U kan saam met my